ons noem die opskrif so, ons gaan die tema so noem, op die opskrif, sien dit op die skerm, kyk die skerm ook daar, en stil wees, en wat? Kom sê dit weer. In vertroue bestaan julle krag. Ons begin vandag die reeks. En iets besonders gaan gebeur. Kyk ons kernteksvers in Jesaja 30:15 wat so sê. Hy sê, want so sê die Here van Israel, die Here van die leerskare, die God van die heelal, die Here, die eienaar en skepper van alles. Hy wil vir u en vir my dit sê. In terugkeer. Ek sal later 'n bietjie uitwy daarop. Want mense, jy moet terugkeer na die plek, na die enigste manier waar jy redding vind is by die Here. Kom terug na die Here toe. Weet jy dit? Want jy kan God nie vertrou as jy nie op die plek is nie. Om hom te vertrou moet jy die eerste plek, jy moet in die regte posisie wees. Jy moet terugkom na die Here toe. As die storms kom en die toetse, as die duiwel se strategie en sy doel en sy plan is om jou weg te dryf van God af. Maar jy moet terugkom. Moenie wegdryf nie, kom terug. En terugkeer en rus. Ons gaan baie praat daaroor. Ek worstel al vir 44 jaar met hierdie ding. Hoe kom ek in die rus van die Here? As ek toetse en aanslae beleef, hoe kom ek in die rus terug? Hy sê, en rus, lê jou heil. Kom ons sê heil. Wat beteken heil? Dis al die goeie dinge. Die God wat u en ek dien is 'n God wat onheil afweer, sodat jy sy heil, sy goedheid, sy liefde en sy voorspoed kan beleef. Nou, in stil wees, terwyl jy stil is. Jy kan nie stil wees as jy nie vertrou nie. Is dit reg? In stil wees en vertroue bestaan julle krag. Maar hier is die tragedie, my volk, maar julle wou nie. Kom ons besluit reg aan die begin van hierdie reeks. U wat my nou hoor, en die mense wat my hoor op TV, die mense wat ek weet nie of u altyd bewus is nie. Hierdie diens nou word gelivestream wêreldwyd. As mense wat nou na ons kyk en nou na ons luister. Kom ons besluit almal. Ons gaan op die Here vertrou en ons sal dit wil doen. Ons gaan nie mense wees wat sê, die Here sê, ek het jou raad gegee, maar jy wou nie. Woordelewe mense wil. Kom ons sê vir die Here, Here, ek wil. Want mense, ons leef op eindtyd. Dit gaan nie makliker in hierdie wêreld word nie. Ek sal moet leer om God te vertrou. Ons moet uitvind waar lê ons krag. En hy sê, in stil wees en vertroue lê jou krag. As genoeg krag beskikbaar om jou deur elke toets en elke beproewing te vat en uittreë meer as oorwinnaar. As jy dit saam met my glo, sê bietjie amen. Maar of dit leer, hoe vertrou ek God? Kyk 'n bietjie, dan gaan ons aan in daai gedeelte in Jesaja 30 en sê, en daarom, julle wou nie, maar ek wil, en daarom sal die Here met ongeduld daarop wag, om julle genadig te wees. Mense, God wag vir elke mens op hierdie aarde in ongeduldigheid. Hy wil jou genadig wees. Hy was reeds genadig vir elke mens op aarde, klaar, deurdat hy sy seun Jesus Christus gegee het. Het hy sy genade klaar beskikbaar gestel. Nou wag God vir mense. Sê bietjie saam met my, God wag vir jou. Ek wil hê jy moet dit in jou gedagte, jou hart inkry. Is dit nie amper onverduidelikbaar dat die groot skepper van die heelal, die God van die heelal, wat alle mag in hemel op aarde het, hy wag vir mense. Weet, hooggeplaastes wag nie maklik verander nie, né? Nee, jy wag so ruk, jy sê nee, as jy nie wil kom nie, loop ek. Maar God wat so hoog verhewe is, sê ek wag vir jou.
geduld. Ek kan nie wag nie, want ek wil jou genadig wees. God wag vir jou. Maar nou, daar's 'n ander kant van die saak. Die volgende vers sê so: en daarom sal hy hom verhef eers, ons maak eers hier in klaar, skies, en daarom sal hy hom verhef, om hom oor jou te ontferm. Mense, God se beplanning is gedurig oor mense. Mense, God het jou meer lief as wat jy kan dink. Hy wil hom so graag oor jou ontferm. In Christus, toe hy sy seun gegee het hy eintlik klaar om oor alle mense ontferm, maar die mense wil nie. Maar jy en ek wil, nee. Hy wil hom verhef. Hoekom? Hy wil opstaan en beweging kom om oor jou te ontferm. Nou die ander deel, die ander kant van die saak is, ek sê God wag vir jou en my, maar nou sê hy, en hy sê verder, wel geluksalig, kom ons sê, baie gelukkig is hierdie persoon, baie uitermate gelukkig. Welgesaligheid beteken uitermate, onbeskryflik gelukkig is jy. Wie? Is almal wat? Ek kan nie hoor nie. Nou sê 'n bietjie omgedraai. God wag vir jou en my. Maar die oomblik as ons na hom toe keer, dan kom maar 'n oomblik wat jy partykeer vir die Here moet wag. Dit is wanneer jy moet vertrou. Dit is waaroor dit gaan. Jy moet leer om God te vertrou, maar in jou vertroue moet jy leer om stil te wees en jou mind op te maak en 'n besluit te neem, 'n besluitheid te kry. Man, God kan my nie faal nie. Dis onmoontlik. Hy is 'n goeie God. Hy beplan geen onheil nie. Hy beplan net vir my goeie dinge. Ek moet net 'n bietjie wag. Amen. Gesalig is die mens wat geleer het om bietjie te wag. Kom ons sê vir die persoon langs jy moet leer om bietjie te wag. Wag so 'n bietjie. Want die volgende vers, ons brei so 'n bietjie uit op hierdie om te leer as jy God vertrou, dan moet jy leer om te wag in stilte afwagting. Hy sê van ouds af tog het niemand dit gehoor of verneem nie. Geen oog het so 'n God ooit gesien nie. En ek hoop woord te lewe aan mense wat nou na my luister. Ek hoop jy het hom al gesien vir soos wie hy is. Hoe lyk hy? Hy lyk so. Gaan hy aan en hy sê, wat, kom ons sê, werksaam. Sê saam my, werksaam. Wat werksaam is, vir wie is God werksaam? Vir wie? Vir wie op hom wag. Daar's niemand soos hy nie. As jy op God begin wag, as niemand soos hy nie, net hy alleen, word werksaam as jy leer om 'n vertroue op God te wag. Die oomblik as jy begin vertrou, dis die oomblik wanneer God begin werk. U wat nou in 'n storm is, u wat nou in 'n toets is, u wat nou in afwagting is, ek sê vir die Here werk aan 'n plan. Jy moet net leer om geduldig te wag. Die uitkoms is daar, maar baie mense gooi tou op voor die deurbraak kom. Mense, vertroue is die ding wat veroorsaak dat jy dit wat God vir jou wil gee te kan bekom. Is dit reg? So, nou kom ons gaan aan in Psalm 37, 34. Hy sê so, wag op die Here. Terwyl jy op die Here wag en hom vertrou, moet jy net aanhou, hou sy weg en hy sal jou op die regte tyd verhoog. Die probleem met baie gelowiges is, hulle sê, weet jy wat, ek het die Here vertrou, maar dit nie volhard nie. Hou net aan. Welgeluksalig is die mens wat op God wag. Jy moet geduldig kan wag, want hy is werksaam. Hy werk nou. Hy werk nou. Die oomblik as jy begin vertrou en glo en in afwagting is God besig om te werk. Jy moet net wag, hou sy weg.
Nie net so bietjie nie. Hou dit. En jy sal verbaas staan. Op die regte tyd sal God deurbreek en hy sal jou verhoog uit daai probleem uit. As jy saam met my stem oor die waarhede van God se woord, kan ons bietjie meer amens kry, nie net pastoor Jou nie. Amen. Is dit die waarheid? Maar jy moet sy weghou. Hoe baie mense het uitgesak. En sê, moenie my hierdie ding vertel van die Here vertrou nie, man. Ek het die Here vertrou, kyk wat het gebeur. Jy het net nie die weggehou nie. Jy het nie die besef, God is besig om te werk nie. Jy het nie die besef, jy moet wag. Geduldig, in stilte, en vertroue, daar lê jou krag. Die volgende vers. Job 35, ja, mense het 'n bietjie tyd nodig om hierdie ding te verduidelik. Wie het agtergekom, Job het gewag in sy beproewing. En terwyl hy gewag het, en daar sekere goed gebeur, en niemand weet regtig, die Bybel gee nêrens vir ons 'n duidelike aanduiding. Hoe lank was Job in sy beproewing dat hy vir God moes wag nie? Niemand weet nie. Party mense sê 3 maande, party sê 'n jaar, party sê 3 jaar. Gelukkig het hy dit nie vir ons gesê nie. Want as dit 3 maande is en jou 3 maande is verby, dan sê jy, weet jy wat, die Here leef nie. Party sin is 'n jaar, party is 2 jaar. Maar jy moet aanhou wag, want God is besig. Hoe groter die deurbraak, hoe langer vat die tyd wat God werk. Maar so waar as jy glo en vertrou as God besig, hy's werksaam. Hy sê so, hy sê so, nee, het ons nie nou 'n teks geskiep nou nie, ekskuus. Het ons nie, okay, ek is nou by. Is jy met my? Nee, net so lank u by is, staan. Ons het voel my ons het 'n teks verbygaan. Goed, Job 35:14 sê hier, die regsaak is voor hom. Jy moet net jou saak voor God stel. Is dit reg? As jy God wil vertrou, is dit een van die eerste goed wat jy moet leer. Stel jou saak voor die Here, soos daai weduwee gekom het, en Jesus vertel 'n storie, sy bring haar regsaak na die onregverdige regter toe. Jy moet jou saak na God toe bring. Is dit reg? Want hy sê jy het hom in hierdie bid nie. Stel jou saak voor die Here, en dan wag dan op hom. Maar nou, en hy's nie grootliks, hy sê nie grootliks ag gee op jou oormoedigheid nie. Party mense wil nie wag nie, hulle is oormoedig. Mense, die Bybel sê hy wat as jy op God vertrou, is jy nie haastig nie. Ek het ongelukkig, het ek 'n soort persoonlikheid, ek is so haastig, goed moet nou gebeur. Maar jy moet leer, in vertroue in God sal jy partykeer moet wag, en weet terwyl ek wag, God is nou werksaam, bly net in die vertroue, weet jou regsaak is by die Here. Amen. Hy word nie beïndruk deur jou oormoedigheid. Wees net stil in vertroue. Vertroue gee jou daai sekerheid. Maar okay, ek wil dit later sê. Ek voel net, ek moet later verduidelik waarom kan jy sekerheid hê. Dan gaan hy aan en hy sê so, hy sê, maar in sy oormoedigheid en hy verstaan nie, na jou regsaak voor God gekom het, moet jy nou wag. Jy moet nou geduldig wees, jy moet nou stil wees, want in vertroue en stil wees lê jou krag. Maak Job sy mond wyd oop, in nietige gepraat, vermenigvuldig hy woorde sonder kennis. Ons grootste probleem as mense is jy oormoedig is, en dit is een van my foute. Dan praat ek te veel, maar dan sê jy die verkeerde goed. Wie het agtergekom? Luister maar na mense. Hy wag so bietjie, en as die tyd so lank aan, dan praat hy die grootste nonsens wat jy aan kan dink. En hy begin die Here te blameer. En hoe meer hy praat, hoe meer kom hy in die moeilikheid, want hy maak die deur vir die duiwel oop. Is dit reg? Wat sê ek vermenigvuldig? Hy die woorde sonder kennis. Kom op die plek dat jy regte kennis kry van God. Dan gaan jy stil bly. Dan gaan jy leer om die regte goed te sê.
En dan gaan hy aan en hy sê so. Hy sê, kyk, ek het gewag op u woorde. Ek wou luister na verstandige taal en van u, totdat u die regte woord uitgevind het. Mense in die tyd van storm, as jy God vertrou, is daar 'n ding jy met die regte woorde praat. Hy stil wees beteken nie 'n passiewe stil wees en sê, ek sê niks nie. Ons gaan skrif op skrif dit vir jou oopbreek en ons gaan saam leer uit God se woord. Die stil wees moenie nonsens praat nie. Is dit reg? Maar in jou beproewing leer om saam met God te praat. Amen. Wag vir die regte woorde, sodat jy uitgevind het wat die regte taal is om te praat in 'n tyd van beproewing. En nou kom Job aan sy einde van sy toetsing, en dan sê hy hierdie woorde. Hy sê, so het ek nou gespreek sonder om te verstaan. Die probleem is in jou tyd van beproewing, in jou storm, in die aanslag, praat u en ek sonder om reg te verstaan. As jy nie kan amen sê nie, moet jy nou eina sê. Maar dit is die waarheid. Want dis wat ek baie keer doen. Is dit waar? Jy praat, maar jy praat nie die regte taal, jy sê nie verstandige goed nie. Jy praat sonder om reg te verstaan. Want jy vergeet om te verstaan dat as ek God vertrou, is hy werksaam as jy op hom wag. Nou kom hy by die punt, en gelukkig vir mense wat kan 'n punt bereik. En sommige mense doen dit, vat dit jare en maande en totdat hy op 'n punt kom dat hy soveel skade gelei het en dan uiteindelik, maar dank God vir die mens wat kan toegee en homself kan buig voor 'n lewende God, soos wat Job dit gesê het, want hy sê ek het nie verstaan nie. Dis waarom ek so gepraat het, want my rede was, van hoor sê het ek van u gehoor. Mense moet versigtig wees wat jy hoor van God. Wees ook versigtig onder watter prediking jy sit. Amen. Mense moenie onder prediking sit wat nie skrifgebonde is nie. Ek daag jou in hierdie kerk, as hier iets van hierdie kansel af gesê word en jy kan dit in die skrif kry nie, kom terug en sê nee, dis nie die waarheid. Is jy met my? Kom ons bly by die eenvoud van die prediking van die evangelie van Jesus Christus. Mense, God is 'n goeie God, maar ons praat van hoor sê. Hy sê ek het van hoor sê gepraat, maar nou het my oog u gesien. Nou verstaan ek God. Jy gaan nêrens 'n teks vind in die boek Job, dat God hom geopenbaar het, dat Job God gesien het, soos Moses God gesien het, soos wat ander God gesien het nie. Hoe het hy hom gesien? Deurdat die Here met hom gepraat het. Het jy geweet, deur God se woord openbaar God hom, sodat jy hom kan sien vir wie hy is. Daarom sê ek, oppas wat jy hoor. Partykeer in jou tyd van beproewing, wees versigtig in wie se geselskap jy is. Gaan jy allerhande nonsens vertel iets soos dit, wat ek hoor wat mense sê, weet jy wat, toe ek die Here gedien het, het dit swaar gegaan. Nou dien ek nie die Here, ek kom nie kerk toe nie. Nou gaan dit so wonderlik goed met jou. Shame vir jou. Die Bybel leer vir jou en my, kyk na so 'n persoon se einde. Kyk na sy einde. Dis nie wat jy nou sien. Het lyk nou goed, maar hulle einde is verderf. Moenie na sulke goed luister nie, as dit klomp nonsens. Asseblief. Moenie dat mense van God praat en as hoor sê, jy moet God leer ken deur die Heilige Gees, en as jy wil sien hoe lyk God, kyk na Jesus. Hy openbaar homself deur sy woord. Moenie hoor sê van hom 'n siening kry nie. Hoor self by God. Kry openbaringskennis, mense. Is jy met my? Is jy nog hierso? Kyk 'n bietjie hier, ons gaan 'n goeie jaar hê. 2017 gaan ons beste wees. Want woordlewe mense gaan leer om God te vertrou. En in stil wees en vertroue lê ons krag.
Ons gaan krag van omhoog kry, om groot dinge vir God te doen, meer as ooit van tevore. Halleluja. Maar nou dat my oë oop gegaan het, dat ek die Here werklik leer ken het vir wie hy regtig is, sê ek is so jammer. Daarom herroep ek God dan vir mense wat kan tot hulle sinne kom, soos die verlore seun. God wag vir hom. God wag vir baie mense in hulle verdwaling, in hulle verblindheid, totdat hulle tot hulle sinne kom. Die verlore seun besef, hier waar ek nou is, gaan ek sterf. Hier lyk smart eintlik. Maar as ek teruggaan, mense in terugkeer, lê jou oorwinning. Toe hy teruggaan, God wag vir jou en my, met oop arms, sodat jy op die plek kan kom, om hom regtig te kan leer ken vir wie en wat hy regtig is. Hy sê, ek herroep, ek het berou en stof en as. Want nou verstaan ek wie God regtig is. Kom ons gaan terug na ons kerngedagte toe, vanuit die konteks van ons kernteksvers. En dan sê hy so, ons het teksvers geskiep, daar is hy nou terug. Daar is hy. Want so sê die Here, in terugkeer, in rus, lê jou heil, in stil wees en vertroue, bestaan julle krag, maar julle wou nie. Daar's 'n teks voor dit. Help my asseblief mense. Waar is hy? Daar is hy nou, vers 19. Sekerlik sal hy jou genade bewys. Wanneer gee God genade? As jy terugkeer. Hoe keer jy terug na die Here toe? Jy moet weet waar kom jy hulp vandaan. As jy weet waar kom jy hulp vandaan, sal jy so maak. Sekerlik sal hy jou genade bewys op jou. Sê weer, God wag vir jou hulpgeroep. Amen. Party mense is so in beheer, so harde hart. Jy weet wat, ek sal hard werk, ek sal hier uitkom. Ek het nie vermoë om dit self te kom. Nee, God wil hê jy moet soos 'n verlore seun op jou einde van jouself kom. Hy wag vir jou hulpgeroep. As jy God vertrou, sal jy leer om na God te kan roep. Sekerlik sal jy jou genade bewys op jou hulpgeroep. Sodra hy hoor, is die antwoord klaar op pad. Hy wag dan vir jou. Hy wag vir jou, maar dan moet jy wag tot die antwoord deurbreek. Hy's werksaam vir die wat op hom wag. As jy jou hulpgeroep voor hom gebring het, wag net. Die antwoord is op pad. As jy saam met my glo, sê bietjie amen. En dan natuurlik gaan ons terug na ons begin teksvers toe. Nee, ekskuus, ons het nog nie daar nie. Ons het 2 verse geskiep. Ekskuus tog. Hy sê, en mense soos jy voortlewe in 2017, moenie bang wees, jy God lewe. Hy wat op God vertrou, God is nader aan jou as wat jy dink. As jy jou besluite moet neem, hy sê so, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop. As jy leer om op God te vertrou, en jy stuur jou hulpgeroep na hom, verseker gaan jy 'n antwoord kry. Hy gaan met jou praat. En wanneer jy besluite moet neem, die volgende gedeelte van daai teksvers, wanneer jy regs, of wanneer jy links wil gaan wat gebeur? Jy gaan 'n stem hoor. Mense is bang om besluite te neem. Hallo. Kom in die posisie, die plek, waar jy terugkeer na God toe, wat jou hulpgeroep tot hom bring. En dan begin jy om vertrou en jy's in afwagting, en dan weet jy, as jy begin beweeg, gaan jy 'n stem hoor. As jy wil links afwyk, gaan hy met jou praat. As jy wil regs afwyk, gaan jy met hom praat. Gaan hy met jou praat, en hy gaan vir jou sê, hierdie is die weg, bly daarop. Bly net vertrou. In stil wees en vertroue bestaan jou krag. Ons gaan leer in hierdie reeks hoe om stil te wees. Hoe om te vertrou. Om nie net maklik vir iemand te sê, man, vertrou die Here nie. As jy vir iemand dit sê, gaan jy hom verduidelik en hom help
hoe om dit prakties te kan doen. En as ons God vertrou, gaan ons leer om stil te word, en ons gaan krag hê. Amen. Nou mense, volgende Sondag, luister, ek wil eintlik daarmee begin het, maar die Heilige Gees het my teruggevat, en sê, nee, wag 'n bietjie, want al die mense moet eers terugkom. Volgende Sondag is die meeste terug, dan gaan ek praat vanuit 2 Konings 18, wow, ek hou van daai gedeelte, ek leef my lewe deur daarmee, dat jou vyand gaan vir jou sê, dit help niks om te vertrou nie. Dis waar alles lê. Het jy iets gekry vanmôre? Was dit die moeite werd om op die eerste dag van die week in die huis van die Here te wees? Kan ons 'n bietjie saam staan voor die Here en sê, Here, ek gaan nie die een wees, die Here sê, keer terug, in vertroue, in stil wees, lê jou krag, maar hy sê, jy wou nie, sê, Here, ek wil, en omdat ek wil, en op God vertrou, kan ek sing, omdat hy leef, sien ek kans vanmôre. Ek weet hy leef, halleluja, en die beste lê vir my voor, omdat ek het glo, sing ek dit, uit volle bors uit nou, kan jy dit sing voor jy uitloop.